Vanuit hom en tot hom en deur hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Psalm 144 vers 3 tot 4. O Here, wat is die mens dat U aan hom dink, dat U hom ken, die mense kind, dat U op hom ag gee? Ek het wat môre praat oor die almal gaan volk. Ons besef nie altyd hoe groot en magtig is hierdie God wat ons dien. Die mens dink so dikwels, die hemelruim, die aarde, alles oor die aarde, alles onder die aarde, draai om ons bestaan. Ons dink dus daar met ons nut, dat ons voordeel. En dat is die mens nog dikwels so verlewe in sy denke, dat ons dink alles wat ons in hierdie lewe het, alles wat ons bereik, al die prestasies wat ons behaal, kom uit onsself uit. Ons wil eer behaal, en allerlei wonderlike dinge doen op hierdie aarde. En hoe meer geleerd en slimmer die mens gebraak, hoe groter raak die opinie oor homself. Dan is die mens nog ook 'n soekende wees. Hy deursoek die see, hy deursoek die aarde, hy deursoek die hemelruim. Wat hulle daar in die hemelruim soek, saam met hulle weet. En hulle teorie oor al die dinge wat hulle uitvind, hou op die water nie. Tot die Big Bang Theory is nou ons praat, want hulle wil nou alweer 'n ander teorie. Dis gejaag na kennis, na roem, na skatte en aardse skatte, sonder enige betekenis werklik. Maar hoe groot en wonderlik die mens ook al dink hy mag wees. Op 'n dag kom elkeen van ons te staan voor iets wat groter is as hierdie lappie aarde waarop jy lewe. Kom ons vat Moses vir 'n voorbeeld. Moses was 'n gebore Israeliet. En deur God se toedoen word Moses groot in die farm van Egipte land se paleis. Nou Moses het alles gehad wat sy hart begeer. Rykdom, eer, mag. Nou op daai stadium was die Egiptenare slawe. Die Israeliete was slawe in Egipte land, né? En onthou Moses was 'n Israeliet, maar in die farao se paleis groot geword. So op 'n dag gaan Moses nou daar waar hierdie Israeliete werk. En hy sien hoe swaar kry hulle, hoe word hulle geslaan en mishandel. En Moses word baie kwaad. In sy hart is hy Israeliet. Hy slaan 'n Egiptenaar dood. En toe moet Moses vlug, want die farao wil hom doodmaak. En Moses beland toe daar in 'n woestyn waar hy iemand se kleinvee oppas. Op 'n dag, daar tussen die okapies en bokkies, sien Moses iets daar in daardie woestyn. 'n brandende doringbos. Nou wat doen die mense as jy nuuskierig is? Jy iets snaaks sien. Jy gaan kyk, jy hardloop nie weg nie. En Moses wil ook gaan kyk, wat gaan aan in hierdie doringbos? Maar toe hy genader loop, kom daar 'n stem wat na hom roep, Moses. Ek dink hy mag sê, ja, dis hier voor. En die stem sê vir hom, stop 'n bietjie, moenie nader kom nie, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan, is heilige grond.
Moses in die woestyn was, daar tussen die ou skapies en bokkies, was daar iemand groter en magtiger as Moses sy lewe daar in die woestyn. Iemand wat hom ken, wat sy naam ken, wat weet van hom. Iemand wat sy potensiaal sien. Iemand baie groter en magtiger as hierdie ou Moses. En soos die spreekwoord in Afrikaans sê, daar by die doringbos kom Moses toe sy Moses teen, want hy ontmoet die almagtige God en Vader van Israel. Moses het God nie geken, alhoewel hy Israeliet was. Moses word toe God teruggestuur Egipte land toe. God sê, hy moet sy volk gaan verlos uit slawerny uit. Nou, ek dink hy was van baan, en die Farao hom nog steeds doodmaak. Maar Moses was aan God. Wat moet ek sê as hulle my vra, wie het my gestuur? En God antwoord vir Moses, ek is wat ek is. Gaan sê vir die kinders van Israel, ek is het my na julle toe gestuur. Dit is in Exodus 3 vers 14. Vers 15 sê, dit is my naam vir ewig, my gedenknaam vir ewig. Psalm 102 vers 13 en Psalm 135 vers 13 sê, U, o Here, U bly tot in ewigheid en U gedenknaam, Here, van geslag tot geslag. Psalm 135 vers 3, loof die Here, want die Here is goed. Sing psalms tot eer van sy naam, want dit is lieflik. Hosea 12:6, Here God van die leerskare, Here is die gedenknaam. In die Hebreëse taal word die naam van God geskryf as Yahweh, sonder klinkers. Maar die Israeliete nooit God se naam gesê of neergeskryf nie. Hulle het God Adonai genoem, wat ook Here beteken. Hulle het dit gegrond op die wet wat sê, jy mag Here jou God se naam nie heilig gebruik nie. In die Nuwe Testament word God se naam oorgedra, as ons het so kan sê, op sy seer, Kyrios, Here of Meester. Dit gee aan Christus dieselfde attribute en eienskappe as God. Dieselfde God van die Ou Testament is Christus van die Nuwe Testament. Hulle is een in wese, met dieselfde kwaliteite en vermoëns. In die Hebreëus was daar nog 'n naam wat vir God gegee is, maar dit is gebruik in die antieke wêreld, want hulle het erken dat is 'n God wat groter is as al die ander gode wat hulle dien. Dit was die naam El of Elohim. Hierdie benaming was in die antieke wêreld gebruik, sê vir die Christene egter beteken hierdie naam Elohim, die alleen God wat heers oor ander. God is die enige God, God Gees en Vader, en God se naam ek is, bevat sy totale karakter van wie en wat hy is. God is oneindig, sy tye is oneindig. Hy is die God wat is, wat was en wat vir ewig sal wees. Sy jare is oneindig, sy wese, sy verstand, sy denke is oneindig. Ons lees dit in Psalm 147 vers 5. Maar vir die wetenskap is die menslike brein 'n raadsel. En die mense brein is hoër ontwikkel as die dier se brein.
Maar hoe groot die mense bereik ook al mag wees, of hoe groot ons dink ons is in ons verstand. Teenoor God se verstand is die mensebrein eintlik net so klein, groot. Matteus 19 vers 26 sê Christus vir ons, wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Die mens sal nooit God se denke of sy werke kan verstaan. God sê vir ons, my gedagtes en my wil is hoër as julle gedagtes en julle wil. God is nie gebonde aan tyd en ruimte ook nie. Hy is alomteenwoordig. Salomo, die slim ou daar in die Bybel, hy wil vir God 'n huis bou, 'n tempel. Dit was 'n pronkstuk, pragtig, praal. En Salomo het elke dag seker met sy bors vooruitgestoot geloop en sê, kyk net hierdie mooie huis wat ek vir God gebou het. Dan weet jy, toe die tempel aangebou word, moet Salomo, terwyl hy in gebed is, nederig erken, hierdie magnifieke huis wat ek vir God gebou het, kan nie sy heerlikheid bevat nie. Hoe nietig toch is die mens teenoor God se grootheid en almal. Salomo skryf daar in 2 Kronieke 3 vers 6. Wie is in staat om vir hom 'n huis te bou? Want die hemele, ja die hoogste hemele, kan hom nie bevat nie. Dan vra hy, wie is ek dan nou, dat ek vir hom 'n huis kan bou? Hoe hoog en almagtig en groot is onze God. Psalm 8 vers 4 tot 5 en vers 10 roep Dawid uit, as ek die hemel aanskou, die werke van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het. Wat is die mens dat u aan hom dink, die mens kind dat u hom besoek? O Here, onze Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Wie is hier God? Ken ons hom? Ken ons sy volle som totaal van wie en wat hy is. Na die verlossing en bevrijding uit Egypteland, daar uit slavernij, sing Moses en die volk 'n oorwinningslied vir hierdie God. Hulle sing 'n lied tot eer van die Here in Eksodus 15, want hierdie Here is hoog en verhewe. Vers 2, die Here is my krag en my besalling. Hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem. Die God van my vader, hom sal ek verhef. Die Here is 'n kruisman. Here is sy naam. Hierdie Here, ek is alles wat ons aan kan dink vir ons. Openbaring 22:30. Ek is Alfa die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, en alles tussenin. Wat jy ook al tussen Alfa en Omega kan insit, wat jy verstaan kan dink, dit is God vir jou. Ek is jou God, jou leidsman, jou herder, jou geneesheer, jou trooster, jou bewaarder, jou vader, ensovoorts, ensovoorts. In siekte, in nood, in blydskap, in vreugde, in verdrukking, in tekortkominge. Ek, Here, is jou God. Psalm 103 vers 13. Soos 'n vader ontferm oor sy kinders, so ontferm God hom oor die wat hom dien. Want hy weet van wat sy maaksel ons is, dat ons maar net stof is. En Psalm 78 sê vir ons, hierdie ou stokkie,
Wat van vlees gemaak is soos 'n wyntjie wat wegwaai en hy kom nie terug nie. As ons dink aan die grootheid van God, kan ons maar net na sy skepping kyk. Kom ons kyk na 'n paar vinnige feite oor ons skepping. Die Melkweg, dit is die sterrestelsel waarin ons lewe. Hierso in hierdie Melkweg is hierdie sonnestelsel van ons is een van duisende of dalk miljoene ander sterrestelsels. Dis nie net ons sonnestelsel nie. Ons weet nie regtig hoeveel sonnestelsels daar in die heelal is nie. Al soek die mens hoe ver en hoe wyd. Die Melkweg beweeg teen ongeveer 630 kilometer per sekonde. Soos jy kop so af en toe draai en weer die hoek. 'n Ligstraal sal ongeveer 100.000 jaar neem om van een kant van die Melkweg af na die ander kant van die Melkweg te beweeg. In ons Melkweg is daar 200 tot 400 miljarde sterre. Die son wat ook 'n ster is, se deursnee is 1.391.400 kilometer en die aarde pas ongeveer 1,3 miljoen keer in die son. Die son is 150 miljoen jaar kilometer van die aarde af. Maar die son se lig vat slegs 8 minute om die aarde te bereik. En ons weet sonder die son kan daar nie lewe wees nie. Die temperatuur van die son is 550 grade Celsius. Skoon 5500 grade Celsius. Die ruimte word in ligjare gemeet. Nou 'n ligjaar is 'n afstandeenheid wat gelyk is aan net minder as 10 biljoen kilometer. Dit is die afstand. 'n ligjaar is die afstand. Lig is 1 Juliaanse jaar aflê op 365,25. Dis nou maar net 'n paar feite oor ons heelal. Daar's baie ander dinge wat ons in verwondering kan laat staan. Psalm 53 vers 2-3. Die dwaas sê daar is geen God nie. Dwaase mense vernietig alles. Wat hulle doen is 'n gruwel vir God. Daar is nie een wat goed doen nie. Van die hemel af kyk God die mense deur om te sien of daar een regverdig is wat na sy wil vra. Is dit moontlik in die tyd waarin ons lewe dat iemand kan sê daar is geen God nie? Hy is sigbaar in alles om ons. Elke dag is hy betrokke by die mens. Hy openbaar onsself. Dis net ons oor wat dikwels blind is vir God se grootheid. Van die geboorteproses totdat jy die dag jou oë sluit op hierdie aarde, is God met jou. Is sy oë op jou en sorg hy vir jou. As ons die gelykenis lees in Lukas 12 van die ryk dwaas. Hierdie man was so ryk gewees. Hy kon nie genoeg skatte bymekaar maak. Hy kon groter stiere gebou, nog plek gemaak en nog skatte. Hy wou eet en drink en vrolik wees en hy nie gedink aan die dag van môre nie en hy God nie geëer nie. Daarom sê God vir hom, in die nag sal ek jou siel van jou afeis. God sê in Jesaja 42 vers 3, ek is die Here, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee nie, ook my lof nie aan die gesneede beelde nie.
gee nie sy eer vir niks of niemand op hierdie aarde nie. Spreuke 15 vers 3. God se oë is oral op die aarde, hy sien alles, niks ontgaan sy oë nie. Want die volheid van die aarde behoort aan hom. Hy sien die goeies en die slegtes. God is soewerein en verhewe, en die menslike verstand is so beperk. Ons kan nie sy grootheid en sy almag bedink nie. Ons kan op God nie beïndruk met ons aardse dinge en ons skatte nie. As ons God kon afbring na ons menslike vlak toe, sou hy nie meer God gewees het nie. Yahweh is sy verbondsnaam, waarmee hy homself aan sy volk bekend gemaak het. God het nooit aan enigiemand behalwe aan Moses sy naam bekend gemaak het, nie aan Abraham, Jakob of Isak nie. Eers met Moses het God sy eie naam bekend gemaak. Yahweh sê vir ons, God is 'n barmhartige, getroue, onverminderde God. En hy maak 'n goeienis met die wat hy geskaap het. Ons daad is in sy hande. Buiten sy eie naam is daar vele ander name wat ons God kan noem. Maar om dit alles in 'n paar minute te doen, gaan onmoontlik wees. Daar is te veel goed wat ons oor God kan sê. Johannes sê, als kyk ons boeke en boeke vol, gaan daar nader en op hierdie aarde nie meer plek is om al die boeke te stoor. Ons kennis van God is die fundament waar ons lewens rus. En dit gee sin en rigting aan 'n mens se lewe. En dit bring jou in 'n noue kommunikasie en verhouding met God. God openbaar homself op vele maniere aan die mens. Aan Josef het hy in drome verskyn, aan Moses in 'n vuurvlam, aan die Farao deur die plaag wat hy oor Egipte gestuur het. Dawid het hom beleef in die natuur en in sy skepping. Jakob was 'n worstelstryd met God gewees, terwyl hy 'n visioen gehad het. God gebruik enigiets om homself te openbaar. Nou baie mense sê hulle verstaan nie God nie. Selfs gelowiges sê partymal, hulle verstaan God nie, maar dalk ken hulle nie die Bybel so goed nie. Romeine 11 vers 33 en 36, ons eerste teksvers. Hier skryf Paulus 'n lofsang oor God se wese, oor wie en wat hy is, as God die Almagtige. Hy skryf oor die rykdom en kennis van God, die onaanvegbare wysheid van God. Hierdie dinge is te diep vir die mens. Self Paulus het verstom gestaan oor al hierdie dinge. Verder skryf hy hoe ondeurgrondelik God se oordeele is. God se manier van dink en doen is onnaspeurlik. God is 'n regverdige God en sy oordeele is regverdig en onberouwend. Job 11 vers 7. Hier van Sofa, 'n vriend van Job. Kan jy die dieptes van God huil? Of kan jy deurdring tot die volmaaktheid van die Almagtige? Deuteronomium 29 vers 29 bevestig dit vir ons. Dit sê vir ons, die geopenbaarde dinge is vir die mens, maar die dinge wat nie geopenbaar is vir God. Verder praat Paulus, wie die gedagtes van God geken, of wie was sy raadsman gewees? In Job 15 vers 8 vra Elifas, nog 'n vriend van Job. Het jy nie raad van God afgeluister en die wysheid na jou toe getrek?
Met ander woorde, was jy daar toe God sy raadsbesluite geneem het? Selfs Jeremia vra, wie het in die raad van God gestaan, dat jy sy woord sou sien? Die mens weet nie insaag aan God sy raadsbesluite nie. Die mens kan God nie raad gee nie. Hy is alwetend, almagtig, soewereine God. Romeine 11:35. Wie het iets aan hom gegee, dat het hom vergelden moet word? Nou met ander woorde, wat Paulus nou vir ons hier sê, kan ons iets vir die almagtige God gee, wat hy nie alreeds besit nie. Alles behoort aan hom. Kolossense 1:16-17, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. God is die skepper en onderhouder van alles. Dan sluit Paulus af met die woorde, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Die Bybel gee vir ons 'n idee van God se heerlikheid, maar geen mens weet hoe God werklik lyk nie. Niemand kan God sien en bly lewe nie. In die Bybel was daar 'n paar persone wat God se heerlikheid beskryf het, maar dit was in 'n visioen wat hulle dit gesien het, dit was nie werklik nie. Jesaja sien 'n visioen en hy sien God op 'n baie hoë troon sit. Maar alhoewel God op daardie hoë troon is, het die kleed wat hy aangehad het, so die tempel gevul. Jesaja was oorweldigend en hy het op sy aangesig neergeval, net deur 'n visioen. Johannes was op die dag van die Here, dit is die opstandingsdag, deur die Gees meegevoer en hy sien ook 'n visioen. 'n persoon wat soos die seun van die mens lyk, met 'n lang kleed aan en om sy bors 'n goue band. Op sy kop hare so wit soos wol, soos sneeu, en sy oë was soos vuurvlam. Sy voete gloeiende geel koper, soos in 'n smeltkoek. Sy stem, sy gedruis, het die mens met ontzag vervul. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy voorkoms was soos die son op die helderste dag. Hier sien Johannes die verhoogde en verheerlikte Here. Hy verskyn as die magtige seun van die mens. Sy witte hare is 'n simbool van wysheid en heerlikheid. Sy vlammende oë van die dringende insig en kennis. Die goue band om sy bors, simbool van hy is hoëpriester wat in die teenwoordigheid van God staan om vir die mensdom se sondes te pleit. Sy kopervoete getuig van krag en standvastigheid en die gedruis van sy stem vul die mens met ontzag vir God. Die sekels op die visioen was 'n bietjie meer kleurvol gewees. Hy sien gerubs en bokant hierdie gerubs se koppe bokant hulle koppe was daar iets soos 'n gewelf of 'n boog. Blink, skrikwekkend soos 'n ysberg. Hoe kan die gewelf bo die wesen se koppe iets soos 'n vuur met die vorm van 'n troon en op die troon 'n gestalte met die voorkoms van 'n mens
en wat gelyk het na sy heupe af, woon die gloeiende wit metaal, iets met soos vuur rondom, wat gelyk het van sy heupe af ondertoe, 'n helder glans en rondom die glans iets soos 'n reënboog op 'n reëndag. Hierdie visioen was so magtig geweest. Die seergouer het 'n skokkende ervaring gehad met hierdie visioen en hy het op sy aangesig neergeval. Besef ons werklik elke dag wat 'n groot en almagtige God is. Sê ons nog genoeg dankie vir wie en wat hy is. Eer ons hom as ons God en ons Vader. Het jy jouself al ingedink? Die visioene wat ek nou beskryf het. As ons eendag God in sy heerlikheid moet sien, hoe sal dit werklik wees, as dit so oorweldigend was in die visioen? Daar sal eendag 'n regverdige heerskappy op hierdie aarde wees. Alle mense sal God sien en erken dat hy die groot almagtige God is. Vraag jouself vanmôre die vraag af. Is God koning van my hart? Woon hy in my? Maak hy vermoeienis met my? En hierdie God wat vermoeienis maak met die mens, is ek waardig om in sy teenwoordigheid te lewe, te staan. Ek beveel aan, julle doen 'n bietjie Bybelstudie oor die heerlikheid van God, oor al sy werke, die wonderlike dinge wat hy doen en sien en is en alles om. Julle sal verstom staan. Ek sal nog soveel baie dinge wil skryf. Psalm 134 vers 3 vra die vraag: wie mag staan op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heiligheid? God is hier, hy is hier by ons, weet jy? Hy is hier by ons, hy is in ons harte, hy is teenwoordig hier. Ons staan in sy heiligheid. Wie mag staan in sy heiligheid? Dan kom die antwoord. Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Gaan kyk, gaan doen introspeksie. Is my hart rein? Is my hande rein? Is God die koning van my hart? Brother, will you pray for us, please? Thank you, gracious Lord and mighty Father, this morning. We can search our hearts this morning. We can be taught and we can be led. We desire to understand or try to behold the glory and the greatness of God. We understand in our lives that He's the one that leads, He's the one that guides, He's the one that is beyond description and understanding this morning. And that we are to yield ourselves to this God that we say we serve and we love and we want to embrace, because is it not that when we sin against this God that is above all power and all majesty and authority? As with David himself, had to recognize and say that I've sinned against my God. And this morning, Lord, I ask that as we depart this morning, we leave this in our heart today. That you'll meditate and you'll take this word and go through it and understand that whatever we do in life, whoever we are, it's all because of your grace and your sovereignty and who you are this morning. Thank you this morning for the word that could have gone out. Thank you that we can grasp this. And we can ask you that as the Holy Spirit will allow us to go meditate on this and to take it in and to grasp the depth of it and to understand that out of the depths of the seed that's been planted, there out shall come the bounty